Lategan is getroud 2 jaar nadat jy gebore is. Jou regte pa was 'n man met die naam van Skalk Visser. Hy was jou moeder se eerste man. Waar gaan ons nou heen? Jy gaan huis toe, ek gaan na my ma se dorp 16. Kan ek nie maar saam gaan nie? Nee, Hoekom nie? oor ek die lus is vir jou. Wat het ek jou gemaak? Ek is vanoggend vir dieselfde argument nie. Jy weet goed waar jy met my staan. En solank jy dit verstaan, sal ons goed oor die weg kom. En verder los jy my nie by. Baie dankie advokaat Visser. Ek dink dit het regtig goed gegaan. Te goed vir jou, ja. As dit my dogter was, Groenewald, het ek jou hier in die hofmure vasgespijker. Pa, Jenny, wat maak jy? hallo pa. Ek is nou so woedend vir haar dat sy kan nie so oorkom. Hy het my alweer gedrop. Ag, alweer liefdesprobleem. Man, ek weet hy wil besluit wat hy in die lewe wil doen. Ek word nou so na sy my moeg vir sy ewige gejammer. Dokter Lategan? Dokter Lategan, dis konstabel van Wyk van Sunnyside polisiekantoor. Ons het 'n meisie met die naam van Juffrou Agnet Kolyn hierso. Sy sê sy werk vir u. Nou sy het hier 'n rooi robot gejaag in 'n ander kar vas. Dis ek al meer man. Wel ek is bevrees ons sal maar vandag hier moet hou. Die bestuurder van die ander motor is hospitaal. Waar kry jy hierdie goed? By my. Ek het vir haar voorgeskryf. Maar daar staan nou niks op die borrel nie. Ek weet ek het my eie voorraad vir haar gegee. Sy het heel waarskynlik iets om mee saamgebruik. Wel, ons sal haar nou na die distriksgeneesheer te vat. Hoekom wil jy dit doen? Enige een kan toch sien sy het 'n oordosis van die goede. Dokter, daar gaan 'n saak om oor vanaand se ongeluk. Die bestuurder van die ander motor kan dalk doodgaan. Soos ek verstaan is sy toestand ernstig. Ons het sekere prosedures en ek's jammer ons hierdie saak eers moet afhandel. Kan my prokureur van die dag skakel? Daar is die telefoon, gaan gerus voort. Hallo Fred, is Daan hier. Ek is by die Sunnyside polisiestasie. Ek het 'n probleem. Kan jy na toe kom asseblief? Hallo dan. Hulle is by die distriksgeneesheer. Dis ek nou terug is. Ek sou met die stasiebevelvoerder gaan praat. Maar ek twyfel of ons al vandag hier sal uitkry. As hy verslaaf aan die goede word. Ek weet nie. Ek glo nie. Dis al laat. As ek jy is, ry ek sommer nou na haar ma toe en gaan vertel vir hulle. As ek iets hoor, sal ek jou bel. Okay. Of ek is om hierna te kom ook. Ga slaap. Hierdie is my job. As ek 'n dokter nodig het, sal ek jou laat kom. Waar kry jy die goed by jou? Sy het dit nie by my gekry nie. En ek sal uitvind, mannetjie. Dit beloof ek vir jou. Ons dogter het na haar lewe nog nooit verdowwingsmiddels gebruik. Kyk meneer Kolyn. Moenie dat ons stry oor iets wat nog jy nog ek kan bewys nie. Die feit is ek het vir die polisie gesê ek het aan haar voorgeskryf. So sy sal minstens nie hof toe gaan oor die gebruik van verdowingsmiddels nie. Kolyn hier, goeienaand. Nou ben ek bereid. Oh. Ja, ek sien.
En nou maar dag, meneer. Hulle hou haar daar vanaand. Die ander bestuurder is in die hospitaal dood. En die distriksgeneesheer het bevind dat sy onder die invloed van verdowingsmiddels is. Sy kom môreoggend voor. So skande oor ons huis ons kom. Wat gaan die mense van ons sê? Wat gaan al die leerlinge se ouers sê? Jy's 'n skoolhoof. Jy kan nie eers jou eie kind dissiplineer nie. Wat die ander mense van ons te sê het, is van minder belang. Wat nou van belang is ons dogter, Judy. Hoe lank is hierdie besigheid nou al in die gang? Ek weet nie. Ek het dan nooit wantrou nie, so ek het nooit die voorraad opgehou nie. Maar ek sal dit môreoggend nagaan. Meneer Colleen, ek glo nie kan so ernstig wees nie. Iemand sal lankal iets agtergekom het as hy die goed gereeld gebruik. Kom ek jou nou reguit vra, wat is daar tussen jou en ons dogter aan die gang? Wat my betref niks. Ons gaan af en toe saam uit, maar dis waar dit eindig. Dis nie wat sy vir my vertel het nie. Wat sy vir jou vertel het, mevrou, is haar saak. Maar jy het daar onder die indruk gebring daar is 'n verhouding tussen julle. Dan het sy dinge gesien waar daar nie dinge is nie. Hierdie gesprek bring ons nêrens nie. Corradi het gesê ons moet môreoggend 9:00 in die hof wees. Ek dink jy beter ook daar wees. Ek opereer môreoggend. As hulle my roep om te getuig, dan sal ek dit doen. O so. Nou dat Annette in die moeilikheid is, nou laat jy haar in die steek. Mevrou, ek het haar nie in die moeilikheid gebring nie. Ek sal help so ver soos ek kan, maar net so ver en nie verder nie. Soos dit is, lieg ek om haar te help. Ek gaan nou spreekkamer toe om 'n pasiëntkaart te vervals. En dis bedrog. Ek gaan vir die hof vlieg en dis myn eed. Ek het haar gewaarsku teen die man, sy wou nie luister nie, dit het sy nou daarvan. Wel, ek gaan nou slaap. Slaap! Willem, nou dat jou loopbaan feitelik in skerp wil en nou wil jy gaan slaap. Wat gaan jy môre doen as jou foto op die voorblaai is? Jy weet, dit kan baie erger wees, Judy. Dit kan dalk op die agterblad wees. Ag, ek vind jou humor aanstootlik. As ek jou kan raad gee, drink 'n slaappil en kom kamer toe. Die hysterie gaan ons nêrens bring nie. Die hof staan. Heel achtbare, 'n klag word teen die beskuldigde Annette Christina Colleen ondersoek dat sy 'n motor bestuur het terwyl sy onder die invloed van verdowingsmiddels en of alkohol was. En dat sy oor 'n rooi verkeerslig gery het en 'n botsing veroorsaak het waarin die bestuurder van die ander motor noodlottig beseer is. Ten einde die polisie in staat te stel om hulle ondersoek af te handel, vra die staat dat die saak uitgestel word tot die 14de November. Goed, die saak word uitgestel soos u versoek. Edelagbare, die verdediging doen aansoek om borg. Die staat het geen beswaar, edelagbare. Ons meen 'n bedrag van R500 sal billik wees. Goed, borg word vasgestel op R500. Ek het niks te sê nie, juffrou. Ek wil net 'n paar vrae vra. Ek het jou gesê ek het niks te sê nie, juffrou. Moenie worry, ek het 'n paar foutjies gekry. Jy het seker iets vir ons te sê, Annette. Ek is jammer, pa. Jy's jammer. Jy word by die hof aangekla van dwelmgebruik. Jy het sopas 'n man se dood veroorsaak en dan kom jy sê jy's jammer. Dit was 'n ongeluk. Ag, moenie vir my snert vertel nie. Jy het genoeg pille in daai liggaam vir jou gehad om 'n stoomterrein aan te dryf. Hierdie mannetjie wat dood is maar 19 jaar oud. Het sopas sy diensplig voltooi en hy staan uit die begin van sy loopbaan en dan kom jy Annette Colleen en jy sê jy's jammer. Dit was 'n ongeluk.
Hoe lank gebruik jy al hierdie pille? Dit was die eerste keer. Hoekom? Sê ons net dit aan net. Hoekom? Ek was ontsteld oor iets. Want jy was ontsteld toe begin jy dwelms gebruik. Dis die waarheid, pa. Waar kry jy hierdie pille vandaan? En dokter Lategan se kamers gesteel, né? Hy het dit vir my gegee. Hy het gesê dis 'n kalmeermiddel. Hy het dit gesê om jou bas te red, maar dit was 'n leuen. Jy het dit goed gesteel. En ek vra jy nou nogmaals, Annette. Hoe lank gebruik jy al hierdie pille? Omtrent 'n jaar. Ja. Maar hoekom sê my dit? Jy kom uit 'n goeie Christelike huis en jy het nog nooit gebrek gehad aan geld en aan liefde nie. Nou gebruik jy dwelmmiddels. Hoekom, Annette? Hoekom? Ag, sommer. Ek het 'n probleem gehad. Dit het my beter laat voel. En 'n jaar lank vat jy pille uit dokter Lategan se spreekkamers en hy kom dit nie agter nie. Hy het dit vir my gegee, ma. Annette, ons is jou ouers. Ons verdien nie die vir ons leuns vertel. Ek vra jou nou, het jy die pille gesteel of het jy nie? Ek het nie die pille gesteel nie, pa. Ek sweer dit. Op jou woord van eer. Ja, pa. En hy het geweet jy gebruik hierdie dinge en hy gee dit vir jou. Wel, dan gaan ek die polisie raadpleeg. Ek kan nie toelaat dat hy my kind se lewe ruïneer en los daarvan afkom nie. Wag eers, Willem. Praat liewer eers met die prokureurs. Presies wat ek nou gaan doen. Nekorari, Colleen hier. Is daar 'n moontlikheid dat ek jou vanmiddag kan sien? Meneer Colleen. Ek wou jy nog geskakel het. Ek dink ek het vir ons die regte advokaat gekry, advokaat Visser. Ons het gereël vir môre middag 3:00. Pas dit nie? Ja, is goed so, ja. Tot ziens. Tot ziens. Hi, Dominis. Middag, Dominis. Middag, tante. Dan ek voel nou so ontstel. Het Dominis nou gesien wat sê hulle hier in die koerant? Oudel en Colleen se dogter aan die hof wag. Verdowingsmiddels. Hy sê Dominis. En Oudel en Colleen so vername man en als. Het Dominis gesien? Ja, tante, ek het gesien. En om te dink die ou meisietjie werk glad vir my klein neefie dokter Lategan. Wat 'n skande in sy professie. En wat gaan Dominis hulle nou doen? Oudel en Colleen se seker nou moet bedank. Ek meen 'n mens kan nie so 'n skande oor die kerk bring nie. Tante, die dametjie is nog eers verhoor nie. Ons weet nie wat die besonderhede van die saak is nie. Ja, dit is so, Dominis. Mens moet nie oordeel nie, sê ek. Maar wonder wat gaan dokter Lategan nou doen? Ek meen, hy kan tog nie die ou meisietjie in die spreekkamer aanhou nie. Mense praat dan so. Ai. Ag, Dominis. Is nou goed dat ek vir Dominis hier raakloop. Want ek wil nou juist met Dominis kom praat het oor klein Dani se erfporsie van sy ma af. Tante het al met ouer gepraat, maar daar's niks wat ek aan kan doen nie. As tante veronreg voel, moet tante haar prokureur gaan spreek. Dis al genade. Ag, wat help dit die hele ou spulle stem. Hulle maak uit of ek 'n leuenaar is. Kerk gaan hom nie bemoei met 'n geskil oor 'n testament nie. Ek is jammer. Maar Dominis, Tante, tante my net verskoon. Ek het ander dinge om te doen. Totsiens, tante. Hardes, jy's vroeg terug. Ek dacht jy skryf toets. Ek slaap al. Hoe te gaan? Sal deurkom. Jy het so bejaard. Paar van ons ouens wil Saterdag rivier toe gaan. Ek het gewonder of pa dalk die kar vir my kan neem. Hoeveel van julle? Ek weet nie, seker so 6 van ons. Jeannie se pa het 'n boot op die rivier. Hy het dit vir ons geleen vir die dag. Ah wel, julle kan seker die kar gebruik. Dankie. Gaan dit deesdae met jou en Jeannie? Dit is ons twee baie goed. Dis ander dinge wat altyd tussen ons kom. Soos? Jeannie se geswattery. Sy weet sy gaan met my trou. Sy weet sy gaan in die hof werk. En sy is hardkoppig. Wat gaan sy met 'n wetsgraad in 'n pastorie maak? Toe sê my dad. Kom ons gaan uit. Julle het al daaroor gepraat, skat ek. Toe syne kere al, maar in die laaste tyd het dit so 'n taai spul geword. Ons vermy liewer sy onderwerp. Julle kan dit nie altyd vermy nie, né? Ek weet, dis wat my so woedend maak. Praat
Praat ek net in daardie rigting, dan maak sy haar rug reguit. En pa, ons gaan al uit van dat ons gestaan 3 is. Jy weet Hardes, ek het my nog nooit ingemeng nie. Julle is altyd groot mense en julle weet wat vir julle voorlê. Maar die vissers is ryk mense. Jenny het in 'n huis groot geword waar sy al die jare gekry het net wat sy wil hê. Haar ouma het haar ingestop. Ek hoor die ander dag sy het vir elke kleinkind 'n woonstel gekoop. Sy het so 7 miljoen rand sterk Hardes en die visserkinders erf alles. En jy weet, dis nie maklik vir 'n man om met 'n vrou getroud te wees wat hom nie nodig het nie. Die geld was nog nooit 'n kwessie nie, pa. Dit is tog. Jy weet Hardes, jy wil al die jare nog predikant word. Jy het geglo dis jou roeping en is reg so. Jenny wil advokaat word. Miskien is dit haar goeie reg om ook te weet wat sy wil doen. Maar verstaan pa dan nie? Sy wil gaan praktiseer daarna. Hoe dink pa gaan dit uitwerk as ek eers my eie gemeente het? En wat dink pa gaan die gemeente daaroor te sê? Jy het ooit daaraan gedink om 'n ultimatum te stel? Ja, ek het al daaraan gedink. Nou maar kom doen jy dit nie maar nie. Dit is partymal goed om 'n ding op 'n punt te dryf. En as dinge nie vir julle uitwerk nie, dan weet jy wat vir jou voorlê. Maar ek is lief vir haar, pa. Is jy regtig? Gaan dink daaroor na. Miskien is dit wat sy ook wil weet. Of jy haar lief het. Dalk doet sy jou. Hi. Waarheen gaan jy? Eentjie ry. Luister. Waar gaan jy heen? Wat gee jy om? Ons gaan dan nou eet. Ek is nie honger nie. Die ander ouens gaan wonder oor ons. So, wat daarvan? Jy sal nooit regtig tevrede met my wees, nie sal jy? Ek het niks gesê nie. Maar ek weet wat jy dink. En wat dink ek? Jy dink aan die gemeente gaan sê, as hulle pastorie moeder so sien met 'n glas wyn in die hand op die rivier. As hulle teen 7 uur nog nie hier is nie, dan waai ons. Jy kan nie, Johannes, Harde se pa se kar. Ek voel veer, ek het jou ma beloof ons sal voor 8 uur by die huis wees. Hy is jou pa en Jeannie is my pa. En jy gaan groot moeilikheid maak as hulle alleen oornag hier langs die rivier los. Ek sê ek voel veer.
Naampa. Nou, daar dus. Ek dog julle bly die hele nag by die rivier. Ek en Jenny het sommer besluit om agterna te gaan fliekpa. So. Nee, ons was sommer veldfliek toe, pa. Aha. Naampa. Nag dus. Dokter, laat gaan. Dis reg, ja? John Meiburg, speerdiens. Aangenaam, Het jy 'n paar oomblikke vir my? Ja? Dit gaan oor juffrou Coolijn. U het glo van haar kalmeermiddels voorgeskryf. Gegee. Bellicons. Hoeveel het u van gegee, dok? Ek kan nie onthou nie, 33. En jou register daarvan? Natuurlik, wil jy dan na kyk? Nee, nie nou nie, dankie. Maar dokter, kan jy vir my sê hoekom jy dit vir haar voorgeskryf het? Meneer Meiburg, ek dink jy behoort van beter te weet as om so 'n vraag vir 'n dokter te vra oor een van sy pasiënte. Dokter, het jy al voorheen tablette aan haar voorgeskryf? Nee. Is jy seker? Doodseker. Die distriksgeneesheer meen dat juffrou Coolijn moontlik afhanklik is van die pille. Ag, ek glo nie. Ek sou so iets lankal agtergekom het as dit die geval was. Hoe lank werk self hier? Omtrent 18 maande. En in die tyd het jy nog nooit agtergekom dat daar enige pille verdwyn het nie? Nee. Dokter, baie dankie. Ek sien nie so pad. Ek wil nie tyd mors nie. Ek wil graag in die register kom kyk. Kan ek môreoggend kom kyk? Ja, kom so 9:30. My eerste pasiënte sien ek van 10:00 af. Goed. Dankie. Totsiens. Hallo? Is Willem Coolijn hier. Ek is by die skool later gaan. Dit is jou eie belang dat jy hier langs kom. Ek spreek binne 'n uur vir meneer Corradi en ons advokaat. Dis iets wat ek met jou wil bespreek. Met my? Ja, met jou. Goed, ek is jy's op pad hospitaal toe. Gaan sommer nou daar langs kom. Totsiens. Goed. Anna? Sit. Ek kan nie doekies omdraai nie. Ek en my vrou het met Annette gepraat. Sy gebruik hierdie pille al vir meer as 'n jaar lank. Sy is verslaaf daaraan. Het sy so gesê? Ja, sy het. Wat meer is, sy het gesê jy het dit vir haar gegee. Ag, is onsin. Onsin? Hoekom sou sy so iets sê as die so is nie? Meneer Coolijn, ek is 'n dokter. En as ek dink iemand het 'n kalmeermiddel nodig, sal ek dit vir hom voorskryf, andersins nie. En onder geen omstandighede sou ek vir Annette hierdie tablette voorgeskryf het nie. Onder geen omstandighede nie. Hoekom nie? Jy weet meneer Coolijn, ek verstom altyd die mense soos jy. Jy ken waarskynlik elke kind in hierdie skool van jou se probleem, maar jou eie dogters en die ken jy skaars. Sy is emosionele wrak. Sy is so vol komplekse en sy is sielkundig ongebalanseerd. Ag, snert man. Die jeugmense skryf gedigte. En 'n jaar van haar gedigte gelees. Gedigte? Vra haar en lees dit. Dis vol hallusinasies oor seks en liefde en vrees vir die donker en wie weet wat nog als. Ek het hierdie gedigte elke oggend op my lesenaar gekry. So ek het eerste rangse kennis van haar byna maniese besitlikheid. Jy praat 'n klomp snert man, net om jouself te regverdig. Nee. Probeer vir jy bewys waarom ek nie vir haar die tablette sou voorgeskryf het nie. Mense soos sy is gemaak vir verslawing. Emosionele ongebalanseerde en hoogs gespanne mense. Jy het al hierdie dinge geweet en jy sê my niks daarvan nie. Ek is nie 'n psigiater, sy het net vir my gewerk. Maar ene kan ek vir sê, meneer Coolijn, die dag daar in die polisiekantoor, het ek 'n vermoede gehad, dis nie die eerste keer as sy die tablette gebruik nie. Ek bedoel, hoekom sou dit die eerste keer wees? Dan sy vir my gelieg. Ja, sy het gelieg. Steel sy die pille uit jou
spreekkamers uit. Sy het die bestellings van die groothandelaars af. In die register. Daar was net 'n speurder by my. Hulle kom môre my register nagaan. En ek hoop vir handvol en vir my dat daar 'n fout is. Ek is verantwoordelik, meneer Colyn. As daar fout is met my register, kan dit my professie kos. Ja, ek is jammer, man. Sy is nou by die huis. Ek dink jy moet met haar gaan praat. Ja, ek dink so. Ek loop nou. En wat het ek gedoen het, ek al hierdie dinge moet oorkom? Wat het ek gedoen? Dis jou probleem. Jy het geweet jy het gegaan het. Ek weet, ek het mos gesê ek is jammer. Vertel my hoe jy die pil in die hande gekry het. Nee. Kyk, die speurders kom môre. As er fout is met die register, as dit klaar praat met jou en met my. Dit sal nie fout wees nie. As jy van die pille gevat het, gaan die boeke nie balanseer nie. Dit is so eenvoudig. Die boeke sal balanseer. Hoe? Vertel my hoe jy het gedoen het. Of ek gaan die hof teen jou getuig. Jy weet goed, ek kan nie daai tablette vir jou gegee nie. So ek hoef dit net in die hof te noem en jy's in jou peekie. Jy sal dit nie doen nie. Dit is net waar jy die fout maak. Ek sal. Jy haat my, nee. Nee, ek haat jou nie. Is veel erger as dit ook al. Ek voel veer vir jou. So jy kan besluit wat jy wil doen. Of jy vertel my hoe jy die boeke gekook het. Of ek gaan praat. En dan kan jy wat my betref in die tronk gaan sit.